ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Maar welkom by Vita Dei Bybelstudies, Evangelie van Johannes. Ek wil amper sê, jippie, is my lieflike studie hierdie. Nee, as net iets wat gebeur in 'n mens se hart as jy die heerlikheid van Jesus sien. Jy kan dit nie vervang nie en dit mens kan dit amper nie verduidelik op nie. Maar daar's 'n magte om goed. Jy probeer byhou, jy weet, soos jy dit beleef in jou hart. Jy beleef verligting, letterlik verligting, so wie ligte aangaan. Jy beleef verligting in die sin van voel of haar laste van jou afkom. Met ander woorde, daar's bevryding. Daar's voeding. Asof as jy nou baie dors is of baie honger is en jou bloedsuiker val so, en jy eet iets en daai salige gevoel. Ja, so is 'n klomp dinge, nee, wat met jou gebeur as jy die heerlikheid van Jesus sien. Ons het in ons vorige opname gekyk na die oorspelige vrou, en die baie belangrike opmerking gemaak, gegeewe dat dit nie daar staan nie, maar dat ons met veiligheid die afleiding kan maak, dat die rede hoekom Jesus vir haar gesê het, ek veroordeel jou ook nie, is omdat daar iets in haar hart gebeur het, waarvan Johannes nie skryf nie, maar waarvan Jesus notisie geneem het. Want sonder daai ding wat gebeur, reageer Jesus nie so nie. En is duidelik in sy reaksie teenoor die Fariseërs en om nou maar een groep te noem, hulle is altyd die maklikste groep om te noem. Maar dit is belangrik. So kom ons lees nou van daar af verder. So die toneel is nog steeds daar, die vrou is daar, en Jesus het nou net vir haar gesê, gaan heen en sondig nie meer nie. En toe praat hy nog. Nou in ons Bybels ongelukkig is daar nou 'n skeiding. Ek het selfs 'n opskrif in my Bybel wat sê die gesprek van Jesus oor sy goddelike sending, wat net in die opskrif is natuurlik nie deur Johannes geskrywe nie, dis deur die uitgewers van die Bybel daar geplaas. Dieselfde met die indeling van hoofstukke en versies wat eers eeue later gekom het. Nou, dis kosbaar en wonderlik, het nie oordadige kritiek daaroor nie, behalwe dat dit ons natuurlik 'n bietjie in die hakskeen byt, in die sin, dat ons begin gesegmenteer lees, want ons kry nou die Bybel nie as 'n eenheid nie, die boeke en die briewe, maar as hoofstukke en versies. Maar daarom kan 'n mens dit oorkom as jy bewus is daarvan. En ek dink dis maar net hoekom ons dit elke nou en dan op hierdie kanaal dan nou bekend maak, sodat ek en jy bewus kan bly daarvan en net kan sien, hier's kontinuasie, alhoewel daar 'n skeiding is kontinuasie, selfe oomblik, Jesus praat weer, die vrou is ook daar, sy moet dit ook hoor, sy disippels is daar, nee, want hulle het dit gade geslaan en gedokumenteer, waarvan ons dan nou Johannes se verhaal kry, en Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Ekskuus, ek gaan nou net hoes. Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. In Grieks, ego eimi. Ek en ek alleen is die lig van die wêreld. Moses was nie die lig van die wêreld nie. Joshua was nie die lig van die wêreld nie. Die profete wat die woorde van God gespreek het, was nie die lig van die wêreld nie. En ek en jy is nie die lig van die wêreld nie, behalwe, en daai behalwe het alles met Jesus te doen. So, openlik kom ons nou nog daar. Maar Jesus sê ek, en ek alleen is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Nou, ek weet nie van jou nie. Ek ken nou nie jou
styl van lees, en as jy die Bybel lees, hoe lees jy dit, en so aan nie. Maar kom ek sê jou, hoe werk dit hier by my? Ek sal nou daardie woorde lees. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Wie my volg. Wie my volg. En daar sal ek vassteek. Wat beteken dit om Jesus te volg? Ek het op so 'n oulike dingetjie afgekom verlede week. So amper so in die styl van 'n one-liner. En dit gaan so. Jesus en die disippels preek. Jesus is Here, volg hom. Ons preek. Jesus is verlosser, aanvaar hom. En dis die aanduiding van 'n baie belangrike skuif in verstaan waaroor Christendom gaan en wat 'n Christendom is en wat die evangelie beteken. Wat die inhoud van die evangelie is, want dis lankal nie meer vir die breë, kom ons sê nou maar publiek dan nou, is die inhoud van die evangelie lankal nie meer wat Jesus en sy disippels gepreek het nie. En dis 'n ernstige aanklag as dit een is. Ernstig, van die ernstigste wat jy kan kry. En dis belangrik dat 'n mens dit ontdek, of dit dan nou enigstens waar is, en as dit waar is, hoe het dit gekom, dat ons van God se evangelie afgedraai het, na 'n ander weergawe daarvan. Soos ek nou aandui, dis sommer nou net 'n maklike manier, maar dit dui 'n baie belangrike verskil aan. Jesus is Here, volg hom. Jesus is die verlosser, aanvaar hom. Die eerste ene impliseer absolute toewyding, gehoorsaamheid, die neerlê van jou lewe tot die dood. Waar hy lê, daar sal ek meegaan, gaan ek met hom tot die eind. Die tweede ene impliseer 'n gebeurtenis, nie 'n lewe nie. Dit sê, Jesus het iets wat ek wil hê, hy is die verlosser, ek het dit nodig, verlossing, dit is nou, van wat ook al, maak nou nie saak nie. En I sign up, sit my op die lysie, daar is hy, dan en daar is dit. Dit het niks te doen met die heerskappy van Jesus nie, niks te doen met die volg van Jesus nie, niks te doen met die neerlê van jouself nie. Dit het alles te doen met, wat kan jy kry by hom? En dis 'n belangrike punt. So hier sê Jesus nou hierdie belangrike ding. Skus, ek het my plek verloor. Goed. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Wie my volg. Die wat gaan waar ek gaan, wat doen wat ek doen, wat sê wat ek sê, wat gaan waar ek sê, wat doen wat ek sê, en wat sê wat ek sê. Dis alles werkwoorde, aksiewoorde. Sit is ook 'n werkwoord, maar is nie 'n aksiewoord nie, sit, daar sit hy. Gaan sit is 'n aksiewoord, maar sit is net, maar hierdie is, gaan doen. Doen, volg hom. Sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Hoekom sal die wat hom volg nie in die duisternis wandel nie? Want hy is die lig. Ja, jy is reg. Jy volg die lig. As jy in 'n groepie loop, en die voorste ou het 'n toorts
soos die oom gesê het. In die donker, staan in die donker, daar is net een toorts, is die ooma voor, hy die toortsie. En jy bly by hom, en val jy binne in die ligkring van die toortsie, hy liggie. Maar as die liggie nou soontoe gaan, en jy gaan nou die kant toe, kan jy sien, daar loop die liggie, maar jy is nie in die lig nie. Ek is die lig, sê Jesus. Wie my volg, sal nie in die duisternis wandel. Nou, die duisternis kan 'n klomp goed beteken. Hierdie vrou wat egbreek gepleeg het, staan reg hier by hom. Die daad van egbreek is duisternis. Die gevolge van egbreek op die gesinne en die mense en die persoon aan wie sy verbind is, of die man met wie sy egbreek pleeg verbind is en trou gesweer het en nou dit gebreek het, is duisternis. Die houding en gesindhede van die fariseërs terwyl hulle daar staan, is duisternis. Die redes hoekom hulle hierdie vrou na Jesus toe bring, is duisternis. Dis die werke van die Satan. En dit verwoes mense se lewens. En die uiteinde daarvan is verwoesting kwadraat. Want die uiteinde daarvan, na jy al die verwoesting beleef het wat duisternis kan bring, dan nou nog die verwoesting uit God se hand te ontvang. Maar die wat agter Jesus aanloop, sal nie in die duisternis wandel nie. Hulle sal nie in die sonde wandel nie. In die sonde van die hande, in die sonde van die voete, in die sonde van die gedagtes, in die sonde van die oë, in die sonde van die mond, in die sonde van die ore, in die sonde van die hart. Hulle loop, solank as wat hulle agter die lig aanloop, is hulle in die lig. Vermy hulle daardie dinge, kan hulle dit vermy. En uiteindelik ook die wraak van God vryspring. En in plaas van wraak ontvang, die ewige genade van God. Die enigste manier hoe jy daar kan kom, is Jesus. En as jy 'n teologie aanhang, wat sê, wat van Jesus maak, 'n absolute ou voetnootjie hieronder, dan is jy 'n opponent van God. So, ek het nou die dag 'n man wat vir my sê, die Joodse feeste is God se plan vir saligheid. Nou, met dit, trek daai man 'n streep dwars deur die werk van Christus Jesus, die rede hoekom hy gekom het, die manier hoe hy gekom het, die offer wat hy betaal het, die krag van sy opstanding, trek net 'n absolute streep daardeur, en herlei dit terug na die geskiedenis van Israel en die wandeling van God met Israel in die instelling van die feeste, en ontken daarmee dat Jesus die vervulling is van alles wat God gedoen het in die Ou Testament. Dat die belofte van die verlosser wat sal kom aan Adam en Eva in Genesis 3 vers 15, die moederbelofte, trek 'n streep deur dit, dat tensy jy Joods praat, die Joodse Bybel lees, Joods word, Judaïsme aanhang, kan jy nie verlos word nie, en in daardie man se sogenaamde evangelie, as mense dit so wil noem, is Jesus hoogstens 'n voetnootjie. Hy het soort van kom soldeer 'n kraak in die waterpyp wat ergens ontstaan het, en toe is sy werk klaar, toe pak hy sy tools op en hy tjak, en ons gaan nou nog net aan soos gewoon. Wat jy nie verstaan nie is, nie net is dit wat jy sê, hoogs oningelig nie, maar dis ook hoogs aggressief teen die karakter en waarheid en werking van God. En is jy daar, sê jy in effek, dat Jesus is nie die lig van die wêreld nie. Nee, sê die man, Jesus is ons voorbeeld. En dit klink amper asof dit positief kan wees. En hy haal die versie aan. Kyk, hier so staan dit ons voorbeeld. Wag. Twee goed, het jy net moet verstaan. Nommer 1, daardie versie se konteks is baie belangrik om in ag te neem, waar die skrywer van Jesus praat as die voorbeeld, en veral met die gehoor aan wie hy skrywe in die Hebreërs boek. Maar tweedens, Jesus is ver meer as net 'n voorbeeld. Hy is die Here van alles. Hy is Jahwe in die vlees.
Hy is waaroor alles gaan en die vervulling van alles. Hy is die lig, hy wys nie na die lig toe nie. Hy is nie daar om mense te neem na die wet nie, hy is daar om mense na hom toe te trek. Dis die belangrikste saak. Daaroor is nou breedvoerig geskrywe. Ek en net ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Sal my hê. Die wat Jesus navolg, hulle is Samaritane, hulle is Palestyne, hulle is Jode, hulle is Ethiopiërs, hulle is uiteindelik boere uit Afrika of Suid-Afrika, en hulle is Engelse mense, en hulle is Russe, en hulle is Chinese, en hulle is, en die kultuur onder hulle is nie Judaïsme nie, is Jesus. Jesus is die kultuur. Hy is waaroor alles gaan, die wat hom het, Hulle die lig van die lewe, is nie net bloot lig nie. Is nie net om vir jou te wys, pas op, hier is 'n krat nie. Jy weet, hier is 'n klip, so pas 'n skorpioen. Dis wat die lig doen, maar hierdie lig is nie net dit nie. Dis ook die lewe, dit wat aan 'n mens lewe gee van binne. En dit is vir my so wonderlik in die natuur, hoe die Here vir ons 'n pragtige parallel gee, die verband tussen lig en lewe in die natuur, en daar waar daar lig is, water is, die onbeskryflike lewe wat daar gedei. Toe sê die Fariseërs vir hom, u getuig van uself, u getuienis is nie waar nie. Jy praat, nou net in gedagte, dat dis God in die vlees wat hier staan. Net so dat jy kan sien, tot watter mate ryk hierdie manne se arrogansie. Hulle is ontsaglik selfbelangrik. So hulle sê net vir Jesus, jy praat van jouself, jou getuienis is nie waar nie, en hulle sal nou die wet van Moses aanhaal wat sê, in die mond van 2 of 3 sal 'n saak vasstaan. Uit jou eie mond uit, jou getuienis is nie geldig. Nou ja, goed, in 'n hofsituasie kan mens verstaan, jy kan nie net op die grond, op die getuienis van een persoon gaan nie, want dan kan ek enige iets sê van enige iemand, en hulle moet daai ou toesluit, want ek sê hy het iets van my gesteel as hy nie het nie. Maar dink nou net, weet jy wie staan hier so? God staan hier. Jesus antwoord en sê vir hulle, al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar. Maak nie saak het net ek het sê nie, dis waar. Die punt is, ek is betroubaar, julle is nie. Ek kom in die vorm van 'n mens, maar julle is mense. Jesus het mens geword, volledig mens geword, maar hy is nie van benede nie. Hy is nie van die aarde nie. Hy is van bo, hy het dit vir hulle gesê. Ek weet van waar ek gekom het, en waarheen ek gaan. Maar julle weet nie van waar ek kom, en waarheen ek gaan nie. Julle oordeel volgens die vlees, julle is uit die aarde, julle oordeel volgens mense, volgens die duiwel self. Volgens die sonde. Ek oordeel niemand nie. O, mense vat nou daai sinnetjie daar om te sê, ja, sien jy, Jesus oordeel niemand nie. Ja, hy het dan nou net vir die vrou gesê, ek oordeel jou ook nie. Dis my goed, as mense dit doen. Hier het ek my versie. Sê, ja, ek sien dit, staan daar, is baie belangrik, maar jy verstaan dit in die lig van al die ander wat daar staan. Dis nog belangriker om te doen. Sal by dit kom. Ek oordeel niemand nie. Nou oordeel ek, my oordeel is waar. Omdat ek nie alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. Ek en die Vader. Ek kom van die Vader. Ek gaan terug na die Vader. Hy het my gestuur. En dit is ook in julle wet geskrywe dat die getuienis van 2 mense waar is.
Dis ek wat van myself getuig en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. En dit is vir my so wonderlik, nee, dat jy dit raak sien, waarvan getuig die Vader, hy getuig van sy seun. As die Vader praat, praat hy oor sy seun. Hulle sê toe vir hom, waar is die Vader? Jesus antwoord, julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my Vader geken het. Ons gaan nou net tot lees tot daar. Maar nou, ek kan nou sien wat gebeur, want hulle werk op Josef. Hulle werk op, jou pa, wie is jou pa? Weet jy, wie is my pa? Wie is jou pa? Type van houdinkie. Maar Jesus praat nie van Josef nie. Jesus praat van God die Vader. En Jesus sê vir hulle regtig, julle staan hier in julle uniforms. Nee, met julle dasse en julle pakke en julle aktetasse en julle hoedens. Nee, en julle kerktitels. En voel vreeslik vernaam en gee julle self uit as verteenwoordigers van God. Julle ken hom nie, want as julle hom geken het, sou julle my aanvaar het. Wat was die woorde wat hy daar gebruik het? As julle my geken het, sou julle my Vader geken het. Andersom, as julle die Vader geken het, sou julle my geken het. Altyd van daai is waar. Maar net die houding wat julle teenoor my inslaan is baie duidelik, dat julle weet nie wie die Vader is nie, julle verstaan nie die Vader nie, julle ken nie die Vader nie, julle is nie deel van die Vader nie, ondanks al julle fanfares en toneelspel, en skrifkennis, en bybelstudies, en toegewydheid, en gestrengheid, en saam met die wet, jy weet. Julle weet niks van God af nie, niks, nul. En julle reaksie teenoor my is baie duidelik. Dit is 'n gevaarlike groep mense. Hulle maak aanspraak op God, terwyl hulle nie by hom is nie. En hierdie is 'n belangrike punt om te sien. Pas op wat jy met Jesus maak, want dit sal jou verklap. Of jou absolute onkunde, of jou arrogansie en vyandskap. Pas op wat jy met Jesus maak. Hy is wie hy sê hy is. En hy is die vervulling van alles wat God doen. Die rede vir alles wat God doen. Uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Elke knie sal buig.